Môre mense, nou ja, vandag het ek 'n mooi storieetjie wat ek julle wil vertel. En dis 'n storieetjie waardeur baie van julle al gegaan het. En dit is deel van Awakening. Ons so baie hoor julle nou op die media en van mense van die Great Awakening. En ek gaan julle vertel presies wat dit is. Maar ek gaan dit vertel vir julle in 'n storieetjie en ek seker daarvan, net soos ek gaan julle self sien in hierdie storieetjie. En ja, mense, dit gaan natuurlik 'n bietjie raak. En natuurlik is dit belangrik dat jy besef dat niks is verlore nie, want daar kom so baie mooi vorentoe vir elke mens op hierdie aarde. Nou ja, mense, my naam is Rocky vir jou en ek vertel my storieetjie, ek vertel my diepte van my hart, ek vertel vir julle hoekom ek Christianity gelos het as 'n priester en hoekom is ek vandag 100% spiritual. En ek vertel hom omdat ek voel dit is belangrik dat jy dit weet, want ons kerke, ons dominees, ons pastore, ons kerkamptenare het net gevoel dat julle baie goed nie mag weet nie. En dit is hoekom ek my stories vertel en vanoggend se storieetjie gaan natuurlik oor awakening. Wat is hierdie groot awakening waarvan ons almal praat? En ek gaan julle vertel, daar was 'n man gewees wat sy hele lewe lank gedink het, hy is the big I am, the greatest. Hy het alles gehad. Hy was suksesvol en vriende het van hom gehou en nee, hy was die man. En hy het sy naam geken. Hy was 'n man wat geweet het wie hy is en hy het sy verlede geken. Ek was die beste rugby-speler. Ek was die vinnigste by skool in atletiek. Ek was die grootste gewigstoter. Ek was 'n bodybuilder. Hy ken sy geskiedenis, sy lewe. En hy het sy vrese geken waarvoor hy bang is en hy het geweet wat sy drome was. Is dit nie ook waardeur ons gaan in ons lewens nie? En hierdie man het sy identiteit uitgebou oor hoe ander mense van hom praat, wat ander mense van hom dink. Is dit nie so nie? Uit sy suksesse en uit sy mislukkings en uit sy pyn wat hy gekry het, sy wonde. En dit is hoe hy sy karakter gebou het. En dit is hoe ek en jy ook ons karakters gebou het. Dit het gegaan oor ons vriende, hoe hulle met ons praat en hoe opkyk na ons. En ons het gedink ons loop op 'n wolk, untouchable. En dan skielik kom daar 'n stem. 'n Stem wat jy jou hele lewe lank hoor. 'n Stem wat jou gat so baie gered het, maar 'n stem na wie jy die minste luister in jou lewe. En ons probeer daai stem te vermy. Daai innerlike stem wat fluister, sê hy nie, dit is verkeerd. Hey, moenie dit doen nie. Oppas daarvoor. Is dit nie so nie? Ons almal weet van die stem. En daai stem fluister baie vir ons. Dis ek reg. Maar eendag het hy weer die stem geïgnoreer. En het harder probeer werk, meer probeer bereik as ander. En nog meer probeer bou en vashou aan die beeld wat hy voorgee hy is. Is dit nie so nie? 'n beeld wat hy gedink het hy moes wees. Maar skielik het die lewe 'n ander plan gehad. En toe skielik kom die verlies. Here mense, ek ken daai gevoel, hoor. Daar's niks so hard om alles te hê en alles te verloor nie. En toe die verlies kom vir hom, die eerste ding wat jy doen, jy probeer keer, jy probeer blok. En skielik begin jy verloor jou huise, jy verloor jou karre, jy verloor jou besigheid, jy verloor jou selfoon, jy verloor jou vriende. En skielik begin jy jouself te verloor. En mense, dit gaan met baie huil. O Here, en bid. Daar's niemand wat harder bid as iemand wat goed verloor nie. Niemand. Niks. En daai gebeure hou aan 2, 3, 10 keer 'n dag.
En na 6 maande, na 'n jaar besef jy dat die gebede werk nie. En dit is vir die eerste keer in jou lewe wat jy besef dat gebede het geen krag nie. Jy hoor een hierso het gebeur en een daar gebeur. En jy hoor daai het gebid en gebeur dit. Dis net soos die lotto wat gewen word. Daar het een gewen en daar het een gewen. Dis hier en daar. Jy probeer hard. Hierdie man het hard probeer. Maak nie saak wat hy doen nie. Hy kan net nie weer homself opgetel kry nie. Maak nie saak wie hy bel nie. Fone gaan stil. Stemme raak weg. Mense wil nie meer help nie. Mense wil jou nie eens meer ken nie. En dit gaan gepaard met baie hartseer. Hy man huil. Hy huil homself oor 'n mik. Ken ons nie dit die ons wat al daar deur is. En dan begin hy twyfel. Is daar regtig 'n God? Hy begin twyfel. Werk gebede regtig? En dan kom 'n tyd van eensaamheid. Hy het nie meer vriende nie, hy het nie meer familie nie, hy het niks. Sy kinders bel hom nie eens meer nie. Hy is alleenig. Hy raak verskriklik eensaam. Is daar nie van julle wat na die boodskap luister en sê, Here Rocco, is 100% reg nie? Dis 'n proses wat lewe jou indruk. Dis amper soos 'n lyf wat in 'n lyfpres gedruk word om die olie uit te kry. Jy word gedruk van alle hoeke en maak nie saak wat jy doen nie. Jy kan absoluut niks regkry nie. En wat het gebeur met hierdie man? Nie net het hy teen alles geveg nie. Hy het dan ontsnap jy. Jy besef, maak nie saak wat jy doen nie. Jy besef dat die mense om jou geen nie honder om nie. En jy besef vir die eerste keer dat jy is eintlik alleenig. En dan ontsnap jy. Baie mense sluit hulle toe in hulle kamer. Baie mense trek of gaan woon in 'n bos of hulle ontsnap. Want die seer, die pyn is net te groot en skielik is jy nie meer wie jy gedink het jy is nie. En dis wanneer jy kwaad raak en jy vra, hoe gebeur die goed met my? Hoekom? Ek is dan 'n goeie mens. Ek doen goed vir ander. Hoekom gebeur die goed? Maar jy verstaan dit nie. En jy beklei daarteen. Maar antwoorde het nie gekom nie. Al antwoorde wat jy kry is van hulle wat daar op 'n stadium in jou lewe was. Wat het sê, ja, God straf jou. Ja, jy's lui. Jy wil nie werk nie. Ja, jy is getoer of whatever. Daar's so baie negatiewe stemme wat skielik tevoorskyn kom. Mense wat op 'n stadium saam met jou gelag het, saam met jou gebraai het, is nou skielik die leermeesters oor hoekom dit so in jou lewe gaan. Is dit nie so nie? En wanneer jy so alles verloor, wat is die ding wat verander? Jy begin die klein goedjies weer sien, blommetjies, ietsie moois wat iemand sê of doen, iets moois wat jy sien in die natuur. Jy begin die klein goedjies weet te waardeer. En dan deur die hartseer en die pyn kom jy agter dat dit wat eintlik met jou gebeur is nie jou vyand nie, maar dis jou leermeester. En vorentoe vind jy, dit is die beste leermeester wat jy kon hê, want dit het jou weer gemaak wie jy regtig is. En deur die hartseer het hy geleer wat regtig vreugde beteken. En deur die swakheid het hy sy eie krag weer ontdek. En deur verwarring het hy wysheid gevind. En deur al die eensaamheid, daar waar hy alleenig is, daar waar hy in 'n gat is, en
net soos 'n koekom. Jy is soos in 'n koekom en daarin bly jy vir lank. Party maande bly weke, maande, jare in daai koekom. Net om jouself te ontdek en jouself weer te leer ken en jouself te vind. Dis amper soos 'n saad wat net op die droë grond gelê het. Skielik kry dit nuwe water, nuwe hoop. En skielik kom daar lewe weer tevoorskyn. Maar die lewe is anders te hoe dit was voordat alles in jou lewe mekaar gestort het. En skielik verstaan jy wat meeste mense nie verstaan nie. Jy verstaan, jy het nie mense nodig nie. Jy verstaan dat liefde is groter as kwaad. Jy verstaan wat dit is om te respekteer alle lewe. Jy verstaan dat God is net liefde en hy werk net met die energie van liefde. En as jy nie liefde het, is gaan borrel in jou gebeur nie. Daarom kom liefde. Help mekaar, gee om vir mekaar. Moenie neerkyk op mense nie. Vergewe vinnig. Wees vriendelik. En al die mooi eienskappe wat saam met liefde gaan, dit begin in jou opkom. Is dit nie Christ-like nie? En dis hoekom sê, Christ conscious will come. Elkeen van julle dit begin in yourself awake. En skielik is jy nie meer daai groot big I am nie. Skielik is jy 'n nederige man, wat enige mens op hierdie aardbol uitdruk kan gee. Sê, hey, kom hier jou boemelaar, jou hart is seer, kom ek jou druk gee. Wat's fout? Kom ek help jou. Met ander woorde, jy kyk nie neer op mense nie. En waar het jy vir Jesus altyd gevind? Was dit nie vir sulke mense nie? Daar waar jy nie vandag die kerke kry nie. Nou dit is Christ conscious, om nooit neer te kyk nie en altyd 'n lig te wees. En dit is hoe die masker afgeval het. Die masker hoe ander gesien het jy is en hoe hulle na jou gekyk het. Skielik is daai masker nie meer daar nie en die true you begin nou awake. Die ware jy, iemand wat sag en nederig is en kinderlik is, wat liefdevol is, wat omgee. Is dit nie alles eienskappe van God nie? Daarom sê die Bybel, Christ is in almal en dit moet in almal geawake word, want jy kan nie God openbaar as jy nie Christ openbaar het nie. Jy kan nie mense afbreek en kerke afbreek en maak asof jy iets is en dink God is in jou nie. Nee, mense, God is nog ver weg. You have to become the Christ conscious. And only then the light will shine through you. En mense sê, as daar nie 'n God is nie, dan is daar geen God nie. En dit is waar ons streef. En weet julle wat, as almal deur daai proses gaan ons nie almal vrede op aarde bring nie. Ja, dit is hoekom die Bybel sê, in die laaste dae sal Christus terugkom. Maar dominees en pastoor het ons geleer is 'n man met 'n wit baard en blou oë wat op 'n wolkie gaan kom. Nee, dis jy wat op 'n geestelike kruis moet wees, sodat jy jou ou lewe, jou ou wil, jou ou gesig, jou ou masker, jou ou ek, jou ou ego kan afsterwe, sodat in jou kan opstaan Christ conscious. En wanneer Christ conscious in jou opstaan en jy daai lig word, openbaar jy God deur jou aan ander. Daarom het die vroeë Christene geglo dat die kruisiging was 'n geestelike simbool en nie 'n fisiese ding wat ons kerke op ons afdwing het. Is dit nie mooi nie? En dit is wanneer jy besef dat die proses waardeur jy gegaan het, wat jou so laat huil het, sien julle die kraak in my gesig, hulle noem dit crow feet, dis van baie huil, baie hartseer.
En wanneer jy deur daai proses gaan, is jy besig to let go. En dit is nie daar gewees om jou te gebreek het nie, maar om jou wakker te maak, om jou te laat besef, dit waarmee jy besig is nie die wil van God gewees nie. Jy het net jouself gebou, en dit is wat ons opgestoot is. Leer hard, werk hard, jy moet dit hê, spaar, koop nog huise, koop nog poorte. Nee, as almal saamwerk en almal dieselfde kry, dan kan ons almal ophelp. Is dit nie so nie? Kyk hoe ons governments en ons kerke ons geleer om alles alleen te doen. Dis hoekom, waar het jy vir hierdie Jesus Christus gevind? Altyd by die siek en die armes en die krepers en die blindes en mense wat seer het. Hy het sy lewe, sy rappie, sy bingo aand, sy dartspeel aand, sy dromme aand. Hy het sy lewe opgegee, prysgegee om altyd mense te help. Rome wou nie dit so hê nie, want as jy dit so doen, dan jy nie 'n kerk of 'n priester of 'n middelman of 'n dominee nodig nie. Jy het dit nie nodig nie. Want jou liggaam is die tempel en God bly binne in jou en Christus is binne in jou. Alles is binne in jou. Josua het nie geglo aan Christianity nie. Josua het nie geglo dat jy in 'n kerk behoort nie. Josua het nie geglo dat jy moet tiendes offer nie. Josua het nie geglo dat jy moet 'n Bybelkenner wees nie. En jou Bybel lees nie. En hy het nog minder geglo aan Christianity waarin jy vandag glo. Lyk die dalk of die Rome hierdie storieetjie net verdraai het en sê dis 'n fisiese kruisiging, so in plaas dat jy hierdie Christus in jouself wakker maak, nou sit jy en wag vir hom op 'n wolkie. En ons dominees en pastore verkoop daai soetkoekie nog steeds in jou as waarheid. En is hulle nie die blinde leiers waarvan Jesus gepraat het nie? Laat jou dink, né? Dis eers toe daai man opgehou het vashou aan sy dinge wat hy nog wil teruggehad het in sy lewe, dat hy besef het, dat dit is die ou self wat hy moet afgesterf het. Nie sy liggaam nie, nie sy gees nie, maar die illusie wie hy gedink het, hy is. En dit is eers wanneer jy deur daai meele gaan, deur daai harde tyd in jou lewe, laat jy besef wie jy regtig is. En dit is wat die vroeë Buddhisme en die Gnostics en die Essences en vroeë Christens geglo het, wat is die kruisiging? Hulle het nie geglo, dit is 'n fisiese kruisiging, soos wat ons kerke dit vandag aan ons verkoop. Ek hoop dit het vir julle sin gemaak en baie dankie dat julle my volg, dankie dat julle na my luister en dankie vir al die liefde en groete en dankie vir almal wat daai follow knoppie druk. Ek gaan sê julle hou my besig in die aande. Almal wil net vra en ek help waar ek kan en julle is baie welkom om ook my vrae te vra en dankie vir alles. Mag dit 'n pragtige dag wees. Groete.